Exodus, hoofstuk 39. Hulle het pers, purperrooi en bloedrooi materiaal geneem en daarvan klere gemaak wat gebruik word vir dienswerk in die heiligdom. Aaron se heilige klere het hulle presies gemaak soos die Here vir Moses beveel het. Hy het die skouerkleed gemaak van fyn dubbeldraad linne en gouddraad, pers, purperrooi en bloedrooi wol daarin geweef. Die goud is in dun plate uitgeklop en dan in dun drade gesny. Dit is toe saam met die pers, purperrooi en bloedrooi wol in die fyn dubbeldraad linne geweef, soos net 'n wewer dit kan doen. Vir die skouerkleed het hulle skouerstukke gemaak wat toe aan die twee boonste hoeke vasgewerk is. Die band wat gebruik word om dit vas te maak was saam daarmee uit een stuk materiaal. Daar is ook gouddraad asook pers, purperrooi en bloedrooi wol op fyn dubbeldraad linne ingeweef. Die onyxstene is gepoleer en toe in kassies van goud gemonteer. Toe is die seuns van Israel se name daarop gegraveer soos gedoen word met 'n seelring. Daarna het hy dit op die skouerstukke van die skouerkleed vasgesit. Dit het gedien as stene ter herinnering aan Israel se seuns, presies soos die Here vir Moses beveel het. Die borstas het hy ook op dieselfde manier gemaak as die skouerkleed met gouddraad asook pers, purperrooi en bloedrooi wol en fyn dubbeldraad linne, as 'n kunswerk soos net 'n vakman dit kan doen. Die borstas was dubbel gevou. Dit was 'n span of ongeveer 22 cm lank en 'n span breed, vierkantig. Op die borstas het hulle 4 rye edelstene vasgesit. In die eerste ry was daar 'n karnieul, topaas en 'n smarag. Die tweede ry het 'n karbonkel, safier en 'n jaspis gehad. Die derde ry het 'n jasint, agaat en 'n amatis gehad. Die vierde ry het 'n krisoliet, onyx en 'n sardonyx gehad. Al die stene is in goue kassies gemonteer. Daar was 12 stene in totaal en was geplaas volgens die 12 name van Israel se seuns. Hulle name is netjies gegraveer op die stene soos wanneer daar op 'n seelring gegraveer word. Aan die borstas het hulle ook goue kettingkies vasgesit wat soos gedraaide toutjies gelyk het. Toe het hulle 2 goue kassies gemaak. Hulle het ook 2 goue ringe gemaak wat aan die bopunt van die borstas vasgesit is. Die 2 goue kettingkies het hulle aan die 2 ringe aan die bopunt van die borstas vasgesit. Die ander 2 punte van die kettingkies is aan die 2 kassies vasgemaak. Die 2 kassies is toe aan die voorkant van die skouerkleed se skouerstukke vasgemaak. Hulle het 2 goue ringe gemaak wat aan die 2 onderpunte van die borstas vasgesit is en teen die binnerand van die skouerkleed lê. Daarna het hulle nog 2 ander ringe gemaak wat aan die voorkant onderaan die 2 skouerstukke van die skouerkleed naby die hegpunte bo die band van die skouerkleed vasgesit is. Soos die Here vir Moses beveel het, het hulle die borstas met sy ringe met perswol aan die 2 ringe van die skouerkleed vasgemaak, sodat dit aan die band van die skouerkleed kon wees en sodat die borstas nie van die skouerkleed kan afskuif nie. Die mantel van die skouerkleed het in sy geheel net van perswol geweef, soos net 'n wewer dit kan doen. In die middel van die mantel was daar 'n omsoomde opening, soos die van 'n gevegsmondering, sodat dit nie maklik kon skeer nie. Onder aan die mantel se soom het hulle granaatjies met pers, purperrooi en bloedrooi wol en dubbeldraad linne geborduur. Tussen die granaatjies op die mantel se soom het hulle reg rondom klokkies wat van suiwer goud gemaak is vasgesit. Reg rondom op die mantel se soom was daar 'n klokkie en 'n granaatjie, 'n klokkie en 'n granaatjie, presies soos die Here vir Moses beveel het. Die priesterrokke vir Aaron en sy seuns is van fyn linne geweef soos net 'n wewer dit kan doen. Die tulband en die kopdoeke is van fyn linne gemaak. Die linnebroeke is van fyn dubbeldraad linne gemaak. Die gordels is van dubbeldraad linne. Daar is met pers, purperrooi en bloedrooi wol daarop geborduur soos net 'n borduurder dit kan doen. Dit is alles gemaak presies soos die Here vir Moses beveel het. Van suiwer goud is daar 'n blom gemaak vir Aaron se tulband. Soos die graveerwerk op 'n seelring is daarop gegraveer, gewyd aan die Here. Dit is met 'n stukkie perswol aan die bokant van die tulband vasgemaak, presies soos die Here vir Moses beveel het. Uiteindelik is al die werk aan die tabernakel afgehandel. Presies soos die Here vir Moses beveel het, het die Israeliete alles gemaak. Toe bring hulle die tabernakel vir Moses. Dit was die tent met al sy toebehore en gereedskap, sy hakkies,
planke, dwarshoute, staanders en voetstukke. Die dekkleed van rooi gekleurde ramsvelle as ook die robbevelle. Die voorhangsel. Die ark, sy draaghoute en versoendeksel, as ook die getuienis. Die tafel met sy gereedskap en toebehore, as ook die toonbrode. Die kandelaar wat van suiwer goud gemaak is, met al sy lampe, toebehore, gereedskap, as ook die suiwer olie vir die kandelaar. Die altaar van goud, die salfolie, die reukwerk van speserye, as ook die gordyn by die ingang van die tent. Die altaar van koper met sy koperrooster, draaghoute, toebehore en al sy gereedskap. Die waskom met sy voetstuk. Die voorhof se behangsel, die staanders met hulle voetstukke, die gordyn vir die ingang na die voorhof, die lyne en tentpenne, as ook al die toebehore en gereedskap wat gebruik word vir die diens in die tabernakel. Die kunstige geweefde klere waarmee daar diens gedoen word in die heiligdom, die heilige klere van Aaron, die priester, as ook die klere waarin sy seuns die priesterdiens moet doen. Die Israeliete het die werk gedoen presies soos die Here vir Moses beveel het. Toe het Moses al die werk nagegaan en bevind dat alles presies gemaak is soos die Here hom beveel het. Daarop het Moses hulle almal geseën.